Goeiemôre broers en susters, kinders, het is lekker om so saam met julle hier in die kerkgebou te wees. Ons gebed is dat die Here vir ons ryklik sal seën in ons saam wees en dat ons deur sy goedheid en deur sy guns ook vanmôre sy liefde en sy teenwoordigheid sal ervaar op 'n besondere manier. Namens die kerkraad net so 'n paar sake vir aankondiging. Volgende week Kersangdiens 10:00 die oggend hier in die kerkgebou. Nooi gerus jou vriende en familie om saam die dinge te kom beleef. En dan ons verjaardag soos wat ons dit het. Hierdie week Kobus van der Meulen die 10de en dan Stefan Lombard die 10de en dan Rian Pinaar die 11de. Maar Rian het getrek, alhoewel sy naam nou nog hier opkom. So julle kan hom gerus bel. Hy sal dit dalk baie waardeer. So ons sê vir julle almal baie hartlik geluk en mag die Here vir julle baie ryklik seën ook in hierdie nuwe lewensjaar wat julle ingaan. En mag sy genade baie ryklik op julle elkeen rus. Ons voorbidding vanmôre is ons bid nog steeds vir Duif en Hennelie. Duif is nog besig om te herstel. Hy is nog in die hospitaal. So ons gaan ook vir Rolei eis nog steeds voorbidding vra. Rolei is ontslaan, sy herstel daar by haar dogter. Ons gebed is dat die Here regtig vir ons elkeen baie ryklik sal seën en ook vir hulle wat siek geword het. Mag die Here vir elkeen wie se naam dalk nou nie genoem word nie en wat voorbidding nodig het en wat dit nodig het dat die Here vir jou sal aanraak. Mag die Here vir jou kom besoek deur sy Gees in die Here Jesus ook vanmôre. Geliefdes, dit is nagmaal vanmôre en daarom het ek hierdie prentjie daar opgesit op die skerm wat vir ons kom herinner aan nagmaal. En hierdie prentjie stel voor dat Jesus homself kom gee vir hulle wat rondom die tafel sit. So ek wil kom vra dat ons vanmôre maar net sal stil word so voor die Here. Kom ons buig net ons hoofde. Vader, vanmôre erken ons dat U die Vader is van die Here Jesus Christus en dat alle lof aan U toekom. U wat ons in die Here Jesus kom seën het met al die seëninge van die Gees wat daar in die hemel is. Nog voordat U geskep het, die wêreld geskep het, is ons in Christus uitverkies om heilig en onberispelik voor U te wees. In sy liefde het U ons volgens U genadige beskikking toe alreeds bestem om deur die Here Jesus Christus U kinders te word. Amen. Geliefdes, ek groet julle in die naam van die Here Jesus Christus en in die naam van God ons Vader en in die naam van die Heilige Gees. Jesus het vir ons gesê, my genade is vir jou genoeg. My krag kom juis tot volle werking wanneer jy swak is. Ons gaan 2 lofliedere saam sing tot eer van die Here. Jeugsangbundel 2 nommer 9 en dan lied 176 gaan ons twee keer oorsing saam met 'n refrein.
Kom ons staan, dan sing ons hierdie pragtige liedere saam. Ek wil graag sing, ek wil eer U hulde bring, want daar is trou en liefde by Heer. Ek wil voor U almag buig, met my hele hart getuig van U groot ontferming, genade vir 'n sterfling. Ja, daar is geen einde aan U liefde nie. My diepste nood bring ek voor U, ek bid tot U, ek vra U, sien my dogter raak, genees my grootste seer. Ek wil voor U almag buig, met my hele hart getuig van U groot ontferming, genade vir 'n sterfling. Ja, daar is geen einde aan U liefde nie. Ek wil Voor U almag buig, met my hele hart getuig van U groot ontferming, genade vir 'n sterfling. Ja, daar is geen einde aan U liefde nie. Ons aanbid U in U woning. U is die Alpha en Omega. Daarom sing ons Halleluja. Ons aanbid U in U woning. U is die Alpha
Vader, ons harte is gevul met lof en met dank en met aanbidding. Want U het in die Here Jesus hierdie godswonder kom doen, om ons te kies en nader te trek, sodat ons werklik kan lewe. Ons is gevul met vreugde en blydskap vanmôre, omdat ons rondom 'n nagmaalstafel kan aansit en kan weet dat U hier by ons teenwoordig is, deur U liefdesverklaring, deur U genade wat U vir ons oopbreek, deur U kragtige teenwoordigheid wat vir ons lewe bring. Dit is vir ons 'n voorreg om vanmôre in U teenwoordig te wees. Vader, ons weet dat wanneer ons na ons eie lewens kyk, ons dit nie waardig is nie. As ons onsself sou moes aanbied, dan sou ons ver te kort skiet. En tog, wanneer ons deur U in die Here Jesus Christus ingeënt word, dan kyk U nie meer na ons eie verdienste nie, maar dan kyk U na Jesus, ons Here, en sien U vir ons raak, deur sy offer wat hy aan die kruis vir ons gebring het, deur sy dood, deur sy opstanding, deur die oorwinning wat hy vir ons gegee het. U kom om deur die Heilige Gees, juis vir ons, sonder dat ons dit verdien, toe te vou met U kragtige genade. Ons eer U daarvoor. Vader, ons kom bid vir hulle wat siek is. Ons bid dat U vir oom Duif nog steeds sal vashou, vir Hennelie, vir Roelei. Ag Vader, en dan weet ons dat waar ons vanmôre by mekaar is, hier ook mense is wat aangeraak is deur siek wees, deur dinge wat hulle lewe versuur en stikkend breek. Maar ons bid dat U elke een sal kom aanraak in die Here Jesus ons Here. Dis net U wat vir ons kan genees. Ons loof U, omdat ons die voorreg het om ook nou U woord te kan oopmaak. Breek U woorde vir ons oop, Here. In Jesus naam. Amen. Geliefdes, ek gaan vanmôre vir ons saam lees uit Genesis 38. Dis 30 verse. Ek het dit nie op die skerm gesit nie, want dit is bietjie lank. Maar as ek dit nie vir julle lees nie, gaan ons nie hoor wat in hierdie verse gebeur nie. En daarom wil ek vir julle vra, as julle Bybels het, maak dit oop, daar by Genesis 38. As julle Bybel sal oopmaak, dan sal julle sien van Genesis 37 af, tot by Genesis 50, gaan dit oor Josef se lewe en dit wat God in hom en deur hom kom bereik het. Maar wanneer dit begin met Josef in hoofstuk 37, dan slaan hy oor in hoofstuk 38 na een van Josef se boeties, Juda. En dan is hierdie hoofstuk oor Juda en dit wat met hom gebeur en dit wat hy doen. En dan gaan dit van hoofstuk 39 af, weer dan verder in Josef se verhaal en dit hoe die Here met hom besig was. So om regtig hierdie stukkie van Juda en Tamar te verstaan, moet 'n mens dit lees in die konteks van Josef se totale verhaal. Maar ek gaan nou nie vir julle daardie hele verhaal lees van hoofstuk 37 tot by 50. Maar ek wil graag hierdie deel van Juda en Tamar vir ons lees.
Hier staan geskryf, destyds het Juda weggetrek van sy broers af, in die rigting van Adullam, waar hy by 'n man met die naam Gira uitgekom het. Daar het Juda vir Betsua, 'n Kanaanitiese meisie, raakgeloop en met haar getrou. Hy het met haar gemeenskap gehad en sy het swanger geword en 'n seun in die wêreld gebring. En Juda het hom genoem. Sy het weer swanger geword en nog 'n seun in die wêreld gebring en hom Onan genoem. Toe Juda in Keseb was, het sy weer 'n seun in die wêreld gebring en hom Sela genoem. Juda het sy oudste seun laat trou met Tamar. Maar Juda se oudste seun was in die oë van die Here 'n slegte man. En die Here het hom laat sterf. Toe sê Juda vir Onan, gaan na jou broer se weduwee toe en sorg dat daar kinders gebore word vir jou broer. Onan het geweet dat die kinders wat gebore sou word, nie as syne beskou sou word nie. Daarom het hy elke keer as hy met die weduwee van sy broer gemeenskap gehad het, gesorg dat sy saad op die grond kom. Hy wou nie dat daar kinders vir sy broer gebore word nie. Maar wat Onan gedoen het, was verkeerd in die oë van die Here. En hy het ook vir hom laat sterf. Toe sê Juda vir sy skoondogter Tamar, gaan terug na jou pa se huis toe en bly daar 'n weduwee totdat my seun Sela groot is. Maar Juda het eintlik gedink, net nou sterf hy ook soos sy broers. Tamar is toe weg en sy het in haar pa se huis gebly. 'n Lang ruk hierna het Juda se vrou Batsua gesterf. En nadat hy oor haar gerou het, is hy na Timna toe om sy kleinvee te laat skeer. En sy vriend Gira van Adullam was saam. Daar is aan Tamar vertel dat haar skoonpa na Timna toe gaan om sy kleinvee te laat skeer. En ondertussen het sy gemerk dat Sela al groot is, maar dat sy nog nie haar rouklere tuis, dat sy nog nie vir hom as vrou gegee is nie. Sy het toe haar rouklere tuis gelaat, haar gesig met 'n sluier toegemaak, haar vermom en by die poort van Enajim langs die Timnapad gaan sit. Juda het haar gesien en gedink sy is 'n prostituut. Haar gesig was mos toegemaak. Hy het na haar toe uitgedraai en vir haar gesê, kom, ek wil met jou gemeenskap hê. Hy het nie besef dat dit sy skoondogter is nie. Toe vra sy vir hom, wat sal jy vir my daarvoor betaal? Hy het geantwoord, ek sal vir jou 'n boklam uit my kudde stuur. Maar sy sê, dan moet jy my solank 'n pand gee. Toe vra hy, wat se pand kan ek vir jou gee? En sy antwoord, jou seelring met die kettingkie en jou kierie. Hy het dit vir haar gegee en met haar gemeenskap gehad en sy het swanger geword. Sy is toe terug na haar huis toe waar sy haar sluier afgehaal en weer haar rouklere aangetrek het. Juda het sy vriend Gira van Adullam gestuur met die boklam om die pand by haar te gaan haal, maar hy kon haar nie opspoor nie. Hy het navraag gedoen by die mense van die plek waar sy gesit het, en hy het gevra, waar is daar die tempelprostituut, wat by Enajim langs die pad was? Hulle het hom geantwoord, hier by ons is nie so 'n tempelprostituut nie.
Hy is toe terug en het vir Juda gesê, ek kon haar nie kry nie. En die mense van daardie plek sê self ook, daar is nie 'n tempelprostituut by hulle nie. Toe sê Juda, laat sy die goed nou hou. Net nou maak ek nog 'n gek van my. En ek sou die boklam stuur, maar jy kon die vrou nie kry nie. 3 maande later is aan Juda vertel, jou skoondogter Tamar het haar soos 'n prostituut gedra en sy is swanger. Toe sê hy, bring haar uit dat sy kan verbrand word. Maar toe hulle haar wou gaan haal, stuur sy 'n boodskap na haar skoonpa toe. Die man aan wie hierdie goed behoort, ek het by hom swanger geword. Stel vas aan wie hierdie seelring met die kettingkie en die kierie behoort. En Juda het dit herken en gesê, sy is onskuldig en ek nie. Ek moes my seun Sela aan haar as man gegee het. En Juda het nooit weer met haar gemeenskap gehad nie. En toe die tyd van haar bevalling aanbreek, het dit geblyk dat sy 'n tweeling verwag. Toe die geboorte begin, het een van die twee sy hand uitgesteek na die vroedvrou, het dit gegryp en 'n stukkie rooi garing daarom gebind. En sy het gesê, hierdie een is eerste. Maar toe trek hy sy hand terug en sy broertjie kom. Toe sê sy, jy het met krag vorentoe gekom. Hy is toe Peres genoem. Daarna het die broertjie gekom met wie se hand die rooi garing was. En hy is Serag genoem. Nou sê julle sien hieronder by die voetnotas, sê dit Peres het te doen met hierdie Hebreëse woord wat sê, met krag het hy vorentoe gekom. Geliefdes, ek gaan net hierdie klomp verse so saam met julle lees. En nou het ek hierdie prentjie weer hiervoor, waar die nagmaal is, en waar hierdie skildery vir ons iets kom vertel van Jesus, God se offer, wat rondom die tafel is. En nou het ek gewonder, wie sou jy vanmôre uitnooi, om saam met jou aan die tafel te sit? Wie sou jy uitnooi as 'n eregas, om aan jou tafel te kom sit, en te kom deel in die ete wat jy voorberei het? Hoe sou jy kies, as jy 'n eregas of eregaste moes kies? Ek merk op in hierdie gedeelte in die res van die woord, want ek wil dit so deurtrek, dat die Here Jesus en dat God ons Vader kies eregaste met geraamtes in die kaste. Ken julle daardie spreekwoord? Wat sê, jy het 'n geraamte in jou kas. Ken julle dit? Weet julle wat dit beteken? Jy steek iets weg, nê, wat niemand kan sien nie. En 'n geraamte beteken dis al oud, nê. Dis goed wat die dood bring, wat binne in jou is, en binne in jou kas is, en binne in jou lewe is. Maar my tema vanmôre is, eregaste met geraamtes in hulle kaste. En ek het nou gevra, wie sou jy uitgenooi het? As ons nou Josef en Juda se verhale lees, dan sou ons vir mekaar sê, Josef kwalifiseer as 'n eregas aan God se tafel. Want Josef is die dromer. Sy drome word waar. Josef word wel nou verkoop en hy's na Egipte toe, maar daar by Egipte lewe hy 'n
kwaliteit geestelike lewe, verhouding met die Here. Wanneer die sonde aan sy deur klop, deur Potifar se vrou, en sy hom uitnooi, klomp kere om saam met haar in die bed te klim, dan sê hy, nee, hoe kan ek so iets doen, wat verkeerd is in die oë van die Here? En daarom word hy in die tronk gegooi. Maar Josef is die dromer, wie se drome waar word, want toe hy die bakker en die skinker se drome uitlê, toe word dit waar in hulle lewe, en toe die koning later 'n droom het, toe onthou hulle vir Josef, en hy kom, en hy lê die droom vir die farao uit, en die farao sê, jy is nou die onderkoning, ek gee alles in hierdie land onder jou gesag. Josef is 'n skerp sakeman. Hy beplan vir die 7 maar jare en die 7 vet jare, want die 7 vet jare het eers gekom. Hy maak baie kos bymekaar, sodat die Egiptenare genoeg kos sal hê vir die swaar tye. Josef is 'n groot onreg aangedoen, maar hy vergewe. Inteendeel, hy vergewe nie net nie. Hy herinterpreteer sy hele geskiedenis, dan sê hy vir sy broers, dis nie julle wat my skade gedoen het nie. God het my gestuur. God het 'n plan met my lewe gehad. Ons sal so iemand uitnooi vanmôre na die nagmaal toe, is dit nie so nie? As ons nou na Juda en na Tamar kyk, dan sal ons sê, nee, hulle kwalifiseer nie. Want Juda het saam met sy broers besluit om vir Josef te verkoop. Eintlik het hulle beplan om moord te pleeg, maar toe het hulle later besluit, ons gooi hom in die put, en toe verkoop hulle hom van daar af. Juda het agteraf sy skoondogter bedrieg. Hy het leuns vertel, hy het slim plannetjies gemaak, wat net vir hom tot voordeel was. Want hy was bang dat sy 3de seun Sela ook sou sterwe. Maar wanneer Juda gaan skeer, wanneer sy skape gaan skeer, dan sien hy iemand langs die pad, en hy dink soos wat daardie gebruike was, omdat hulle Baal ook gedien het, en daar tempelprostituie was, het hy gedink, hier is nou 'n geleentheid, om Baal te dien. Met ander woorde, sy verhouding met God, was nie soos wat dit behoort te wees nie. Hy het gekies om die sonde te doen, om die tempelprostituut te gebruik, om tot sy voordeel. Maar hy was nie bewus daarvan, dat sy skoondogter daar kom sit het nie. Sy was Tamar, en Tamar beteken palmboom. Palmboom beteken, daar is water, daar is lewe. Maar sy was kinderloos. En nou gaan sit sy daar, sy verlei en mislei haar skoonpa. En saam doen hulle sonde voor die Here. Wanneer Juda op die ou einde probeer om dit wat hy gedoen het, die prys te betaal wat hy op oor neergekom het, kan hy haar nie kry nie. En dan wanneer sy swanger geraak het en hy kom dit agter, wil hy haar laat vermoor. Totdat hy agterkom, hy is deel van die sondebokke. En dan, geliefdes, wanneer die kindertjies gebore word, wat uit hierdie sonde na vore kom, dan kom Peres na vore. Hy kom met krag na vore. Hoekom sou ons sê dat hulle nie kwalifiseer nie, want hulle lewe en dit wat hulle doen, klink nie vir ons reg nie. So wie sou jy nooi vanmôre? Wie sou jy uitskakel vanmôre
Dink oor jou lewe, dink oor die mense rondom jou. Jy sien, geliefdes, wanneer ek hierdie woord lees, en dan verder lees, dan kom ek agter, God kies verrassend anders as ons. God kies eregaste rondom sy tafel met geraamtes in die kas. Ons lees van Josef en ons lees sy verhaal, maar dan lees ons in die woord van die Here, Genesis 49, dat die Here sê oor Juda, hy word geseën deur Isak, en wanneer hy geseën word, dan word daar geprofeteer oor sy lewe, dan staan daar, Juda word aangewys as die een uit wie se geslag, Silo, die Messias, sal kom. So die een wat ons sou kies, Josef, is nie bevoorreg, dat uit sy geslagslyn die Messias kom nie, nee, uit hierdie een wat die sonde gedoen het, met die geraamte in die kas, hy word deur God gekies. Want daar staan geskryf, jy sal vir altyd heers, jy sal aanhou regeer, totdat Silo kom, die heerser aan wie die volke hulle sal onderwerp. En dan lees ons dit 'n bietjie verder, daar in Rut, dat een van hierdie tweeling wat gebore is, en ek wil dit nou skerp stel, ek sê, een van Juda en Tamar se hoerkinders, Peres, word Dawid die koning van, uit hom word Dawid die koning van Israel gebore. God gebruik iemand wat 'n slegte ding gedoen het, as iemand wat hy inbou in sy verlossingsplan. Ons lees van koning Dawid, 'n klomp dinge, hy het 'n klomp geraamtes in sy kas gehad. En as ons nou dink oor Dawid, dan weet julle onmiddellik, ons praat van Batsheba, nee. Waar hy gekyk het, en waar hy eg gebreek het, en waar hy 'n getroude vrou saam met hom bed toe gevat het. En wanneer hy agterkom sy swanger, dan het hy baie planne met Uria haar man. Tot op die einde dat hy vir Uria laat vermoor. Koning Dawid, vir ons, as ons aan hom dink, dan dink ons baie van hom. Maar hy het 'n klomp geraamtes in die kas. En eintlik, wanneer die Here nou na hom kyk, en as 'n mens kyk na hoe dit geskryf is in die Bybel, voordat Batsheba en Uria nou in sy lewe ingekom het, het die Here alreeds in 1 Samuel gesê, die Here het vir hom 'n man gesoek na sy hart, om koning te wees. So hy was 'n man na God se hart, en sy lewe het die geraamtes in die kas. Die Here gooi hom nie weg nie, die Here trek hom in, want daar staan in Jesaja 9 geskryf, en geliefdes, ek het 'n klomp gedeeltes hier neergeskryf, waar ons die lyne kan volg, maar ek wil net hierdie gedeelte herhaal, wat sê, vir ons is 'n seun gebore, aan ons is 'n seun gegee, en hy sal heers, en hy sal genoem word, wonderbaar, raadsman, magtige God, ewige Vader, vredevors, sy koninkryk sal uitbrei, en hy sal vir altyd vrede en voorspoed bring. Hy sal op die troon van Dawid en oor sy koninkryk regeer. Hy sal die koninkryk vestig en in stand hou deur reg en geregtigheid van nou af en vir altyd. Selfde belofte in daardie lyn, Jesaja 11, Jeremia 23, Lukas 1 sê, wanneer die engel na Maria toe kom, jy sal swanger word en 'n seun in die wêreld bring, en jy moet hom Jesus noem. Hy sal groot wees en die seun van die Allerhoogste genoem word. Die Here God sal hom die troon van sy voorvader Dawid gee, en hy sal as koning oor die nageslag van Jakob heers, tot in ewigheid. Aan sy koningskap sal daar geen einde wees nie. Jy sien,
Manne en vroue met geraamtes in die kas word deur God versamel om rondom die Here Jesus te wees. Tamar en so ook Juda. Hulle word albei in die geslagsregister van die Here Jesus in Matteus 1 vers 3 genoem. Selfs wanneer die woord die Here Jesus se geslagregister kom neerlê en vir ons kom uitspel, dan sê hy hierdie verlosser wat geen sonde het nie, sy voorgeslag sit met klomp geraamtes in die kas. En nou wil ek maar net vir julle vra, geliefdes, wat is die geraamtes in jou kas? Ek kan oor my eie lewe dink, maar ek wil hê jy moet oor jou lewe dink vanmôre. Ons sit hier by die nagmaalstafel, waar die liefde en die genade van die Here uitgedeel word en waar ons dit kan eet en drink. Jesus maak mense rondom homself bymekaar met geraamtes in die kas. Wat is vanmôre die geraamtes in jou kas? Sou jy kwalifiseer as 'n eregas vanmôre? Maar jy sien, wanneer die Here mense rondom hom bymekaar maak, geliefdes, dan kry ons dit in die woord, dat dit baie duidelik is, dat menslike eienskappe, menslike karakter, mense se gedrag, mense se idees, mense se verlede, nie God se plan en sy doel kan verydel nie. Want God kies verrassend anders, omdat hy op grond van genade kies, en nie op grond van verdienste nie. So as ek vir jou sou sê, kwalifiseer jy vanmôre, dan sou jy dalk kan sê, ek weet nie regtig nie. Maar wanneer God na jou kyk, in die oë van die Here Jesus, dan kyk hy deur genade, en nie op grond van dit wat jy verdien nie. Ons lees dit in die woord op baie plekke. Ek het nou hier geskryf, Romeine 3. Ag, en julle ken daardie gedeelte. Ek dink julle ken hom goed. Wat sê, die geregtigheid wat die Here bring, kom nie deur die verdienste, deur die wet te volg nie, maar dit kom deur dat ons glo in die Here Jesus Christus. Hy sê hier in vers 22, die wat glo in Jesus Christus, God gee dit sonder onderskeid aan almal wat glo. En almal het gesondig en het nie deel aan die heerlikheid van God nie, maar hulle word sonder dat hulle dit verdien, op grond van sy genade, vrygespreek vanweë die verlossing in Christus. Hom het God gegee as 'n offer wat deur die bloed versoening bewerk het vir die wat glo. So die vraag is nie, wat verdien jy vanmôre nie? Die vraag is, gryp jy vas aan God se genade in die Here Jesus Christus? Maar geliefdes, is belangrik dat ons dit vir mekaar sê. Genade is nie 'n uitnodiging om sonde na te jaag nie. Het lyk vir my baie keer dat ons dit verkeerd dink en verkeerd hoor wat die woord sê. En dat baie keer kinders van die Here dink, ons kan maar voortgaan en aangaan, want God weet, God verstaan, God is genadig. Geliefdes, die woord sê vir ons, genade is nie 'n uitnodiging om sonde na te jaag nie. Romeine 6 is 'n wonderlike gedeelte waar Paulus praat oor
oor dit wat in ons lewens gebeur. Hy sê, moet ons nou op grond van hiervan sê, van God se genade, moet ons op grond hiervan sê, dat ons kan aanhou om sonde te doen, sodat die genade kan toeneem. Met ander woorde, sodat ons God se genade nog dieper en dieper kan ervaar, omdat daar meer en meer sonde in ons lewe is, dan sê hy, beslis nie. Beslis nie. Want hoe kan ons wat dood is vir die sonde, nog daarin voortlewe? Want ons het saam met Christus gesterwe, en ons sondige natuur saam met hom gekruisig, en ons het saam met hom opgestaan in 'n nuwe lewe. Hy sê in vers 15 van Romeine 6, sê hy, wat beteken dit? Kan ons nou maar sonde doen, omdat ons nie onder die wet van Moses staan nie, maar onder die genade? Beslis nie. Julle weet tog, as julle aan iemand onderwerp, om hom as slawe te gehoorsaam, is julle die slawe van die een aan wie julle gehoorsaam is. Soos ek en jy aan die sonde gehoorsaam is ons die sonde se slaaf. As ons aan God gehoorsaam is ons sy slaaf. Dan dien ons die Here. So met ander woorde, na die verkiesing as eregaste op grond van genade, word ek en jy geroep om in Christus 'n heilige lewenswandel te hê. Geliefdes, hier is genade vanmôre vir my en vir jou in die viering van die nagmaal. Vertel vir ons dat die Here Jesus ons verkies, mense verkies, nie op grond van verdienste nie, maar op grond van sy liefde, sy genade. En as ons hier is vanmôre, dan sê hy vir ons, hy wil ons vat op 'n pad van gehoorsaamheid. So ek het gedink, ek wil sommer maar net so vra en sê, kom ons gee vir mekaar 'n paar oomblikke van stilte. Kom ons word stil, praat met die Here. Laat toe dat die Here met jou kom praat. Vader, U hoor ons elkeen se gedagtes. U weet wat in ons binneste aan die gang is. U ken ons menswees, U ken ons verlede, U ken ons geskiedenis. U ken ons geraamtes in ons kas. Maar dankie dat U verby dit kyk vanmôre. Dankie Here dat U verby dit kyk. Want as U my vanmôre raak gesien het soos wat ek is, en my verlede is, dan sou ek nie kon kwalifiseer nie. Dankie dat U verby my geraamtes kyk. En dat U my oordek met U bloed en met U liggaam, met U offer. En dat U my skoon was. Dankie dat U ons elke een skoon was. Kom ons sit net so, dan sing ons saam hierdie lied. Laat my met U verenig lewe. In my
Geliefdes, die woord sê dit vir ons baie duidelik, dat wanneer ek en jy voor die Here kom staan, in berou, dat sy genade en sy vryspraak vir ons beskikbaar is. Daar was op 'n stadium 2 manne wat in die tempel gaan bid het. En die een was 'n tollenaar en die ander een was 'n fariseer. En dan staan hier geskrywe, die fariseer het gaan staan en by homself so gebid. O God, ek dank U dat ek nie soos ander mense is nie, diewe, bedrieërs, egbrekers, en ook nie soos hierdie tollenaar nie. Ek vas 2 keer in die week, en ek gee 'n 10de van my hele inkomste. Maar die tollenaar het daar ver bly staan, en wou selfs nie na die hemel opkyk nie. En hy het bedroef op sy bors geslaan en gesê, o God, wees my sondaar genadig. O Here, U ken die geraamtes in my kas, wees my genadig. En dan sê die Here Jesus, ek sê vir julle, hierdie man, nie die ander een nie, het huis toe gegaan as iemand wie se saak met God reg is. Ek wil vra dat die diakens net vir ons die tafel sal gereed maak asseblief. Kom ons Die sterre pracht verdwijn by dag, teenoor die son se luister, soveel te meer is ons o Heer, teenoor die lig die duister. Ja, amen, ja, op Golgotha betaal hy vir my sonde, en deur sy bloed word ons gemoed gereinig van die sonde. Dani en Estel, wil julle nie saam met my hier aansluit nie asseblief? En geliefdes, wanneer ons so hier rondom die tafel by mekaar is, en julle as gemeentes dan deel, en ons maar net julle verteenwoordig, dan wil ek vra dat ons hierdie geloofsbelijdenis sal doen, en dat ons dit saam sal sing. Kom ons staan, dan sing ons hierdie geloofsbelijdenis so saam. Ek glo in God die Vader, die almagtige skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Heer, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei onder Pontius Pilatus, gekruisig, gestorwe en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, opgevaar het na die hemel, en sit op die regterhand van God die almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel
die lewende en die dode. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n algemene Christelike, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die wederopstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Geliefdes, ek wil graag vir julle uitnooi om die brood en die wyn te gebruik vanmôre. Dit is tekens van dit wat die Here Jesus vir ons gedoen het. Die brood verteenwoordig en simboliseer ook sy liggaam en die wyn of die druiwesap simboliseer sy bloed wat vir ons gevloei het. Net ter wille van die praktiese reëlings, die glasies aan die binnekant is druiwesap. Die wat reg aan die buitekant rondom is, dit is wyn. So ons kan dit vir julle so uitdeel en ek wil graag vir julle uitnooi, as julle dalk besoekers is en wat vrymoedigheid het en die Here Jesus ken as verlosser om die nagmaal te vier daar in die gemeentes waar julle is, dan is julle welkom om dit saam met ons te vier vanmôre. Wanneer ons die tekens uitdeel, wil ek vra dat jy die brood en die wyn, druiwesap net by jou sal hou, totdat ons die instellingswoorde doen, en dan sal ons saam die nagmaal so gebruik. Geliefdes, die woord sê, dat ek en jy op grond van dit wat die Here Jesus gedoen het, genade ontvang, vrygespreek word, en dat deur sy slaaf wat hy ontvang het, daar vir ons genesing gekom het. So die brood wat ons breek, dit is ons gemeenskap met die liggaam van die Here Jesus Christus. Neem dit, eet dit, dink daaraan en glo dat sy liggaam vir jou verbreek is tot 'n volkome versoening van al jou sonde. Geliefdes, die beker van danksegging, dit is ons gemeenskap met die bloed van die Here Jesus Christus. Neem dit, drink dit, dink daaraan en glo dat sy bloed vir jou gevloei het tot 'n volkome versoening van al jou sonde. Hemelse Vader, ons sê vir U baie dankie dat Jesus geoffer is. Dankie Here Jesus dat U gekom het, dat U oorwin het, dat U lewe, dat ons in U kan lewe. Ons wil U eer, Vader, en daarom wil ons U loof met ons hele hart. Ek wil julle vra om saam met my 'n loflied te sing tot eer van die Here.
Daar is hy op die skerm. Kom ons sit net so, dan loof ons die Here. Almachtige Heer, want U het wonders gedoen. Here, ons sal U loof. U het ons verlos, uit duister bevry, ons harte verblydend het, U ewige kos. Ons sal U loof, U weldade roem. Dis U wat voorsien, ons wil U graag dien en U ons Vader noem. Geliefdes, kom ons sluit af met hierdie pragtige lied, vers 2 en vers 3, van hierdie lied, die Heiland is gebore. Kom ons staan. Die God na die wêreld, is Jesus Christus Heer. Uit liefde vir die mensdom, hy as diensknegt neer. So lief het God die wêreld, hy gee vir ons sy seun. So word hy ons verlosser, ons middelaar en steun. Wie glo in Jesus Christus, word nou sy eiendom. Hy gee die reg tot kunskap aan die wat glo in hom. Juist daarom juig ons harte opnuut die Kersfeestyd. Ons Heiland is gebore, vertel dit wêreldwyd. Geliefdes, die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding kom en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Geliefdes, die Here seën vir julle. Mag julle die genade van die Here belewe. Kom drink gerus 'n koppie koffie as julle kans het. Sal lekker wees om so net vir julle vinnig te sien.